Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie vir skade genade vir die ondersteuning. Ja, ek weet regtig nie wat om te sê nie, want wat ons ook al sê is binne 'n dag verouderd. En dit wat ons dink gaan gebeur heeltemal omgekeerd. Die wêreld is onderste bo en dis anders as vorige kere want hier is nou atoombomme ook in spel. En dan die back and close uitbreek wat feitelik al die noordelike provinsies en KwaZulu-Natal ontwrig. En die speenkalfbedryf gaan dit maande duur voor dit gaan op 'n manier stabiliseer. Die feit is die verantwoordelike instansies het nie hulle plig gedoen en hulle werk ernstig opgeneem nie. Nou is dit maar soos gewoonlik, dis die boere wat die finansiële druk moet ervaar. Nou daar is al groepe boere wat mompel oor klasaksies omdat daar nie vroegtydig opgetree is soos oor die laaste jaar of 3 al versoek is nie. Maar ek dink ons moet nou erken, dis 'n krisis. Ons moet met groot dringendheid vorentoe beweeg, dis nie nou tyd om agteruit te kyk nie. En die mense in Suid-Afrika in bestuursposisies moet maar hulle egos in hulle sak sit. Daar is baie internasionale kundiges, verstaan ek, op die gebied, veral in Suid-Amerika waar hulle back and close uitstekend bestuur en uitvoer selfs na Amerika toe. En ek verstaan hulle ekspertise is beskikbaar vir ons bedryf, maar ja, dis 'n ander debat. Dis ook dan vir my, dink ek, noodsaaklik. Baie van die mense hoogop in die vleisketting sê nie, hulle moet doodstil bly hieroor, maar ek dink dit is totaal verkeerd. Ons moet ons koperslande betrek en ons moet oop kaarte speel en ons moet hulle deel maak van die oplossing. Dan laasweek het ons gesê die oliepryse is stabiel, nou dit was natuurlik verkeerd. Die Iran-Israel oorlog het toe in die gang gespring, oliepryse het gestyg so amper $10 vat. Die wisselkoers hou nog, maar ek sien hy wil verby $18 glip met die opname hiervan en die laaste maande die dollar bly verswak, maar ek dink enigiets is moontlik in die volgende week of 2. So daar is baie kommer oor die wêreldekonomie en wat alles aan die gang is. Die Wêreldbank het ook dan in sy jongste wêreldekonomiese vooruitsig laasweek gesê, hulle verlaag ekonomiese groei vooruitsigte wêreldwyd teenoor wat dit 'n jaar of 6 maande gelede was. Ook in die geval van Suid-Afrika het ons groeikoers verlaag vir die jaar van na 0,7% en laas jaar na 1,1%. So dis redelik afgeskaal. So dis nogal 'n probleem. Intussen sien ons nêrens dat ons regering regtig in diepte onderhandel met die Amerikaners nie. En die invoertarief lyk by van 30% gaan binnekort inkom. Miskien so 'n stukkie goeie nuus, die inflasiekoers bly onder 3%, so kom ons hou duim vas, dit kan dalk verdere rentekoersverlagings by die Reserwebank noodsaak om die ekonomie daarom tot 'n mate te stabiliseer. En dan ook, ek dink nie ons moet die impak onderskat nie. Byvoorbeeld, die AGOA-ooreenkoms het groot voordele vir die klerefabrieke in Lesotho, die van julle wat al daarteer is. Hulle maak, die jong mense noem het name brand denimbroeke wat hulle uitvoer Amerika toe onder kontrak. Die goed is nou almal op ys gesit en daar word gepraat van 20,000 mense wat reeds hulle werk verloor het. En daar is ook ander groot, baie bekende klerefabrieke daar. Nou dit is baie bekommer mens baie, want dit beteken hierdie werklose mense gaan oor die grens stroom en grensprobleme gaan net toeneem. So daar's baie bal in die lug op die oomblik, sê hulle, daar so 10-20 sent per liter brandstofprysstygings in Julie maand, maar dit kan natuurlik baie verander. Dan ook, baie boere sê vir my, hulle gaan kunsmis koop, om hulle kontantvloei te bestuur en natuurlik belasting ook. Maar ek dink jy moet in hierdie tye mooi daaroor dink. Dis baie onstabiliteit en likwiditeit is regtig belangrik. En dit is onwaarskynlik dat die pryse vreeslik gaan verander, maar dit gaan vir oor likwiditeit. En praat gerus met skade genade. Hulle het 'n baie innoverende risikoreservefonds wat jy kan skep met baie voordele vir likwiditeit. En die premie is 'n versekeringspremie en jy het dadelik binne 'n dag of 2 toegang tot jou geld. So moet asseblief nie nou snaakse besluite neem en jou beskerm jou kontantvloei, want kontant bly baie belangrik in onstabiele tye. Kom ons neem 'n advertensiebreek, dan kom ons terug. Versekering is in die landboubedryf 'n belangrike komponent van risikobestuur. Jy kan jou oeste en bates op die konvensionele manier verseker,
of met innoverende opsies wat jou baie kan bespaar. Praat met ons, want Skadegenade kan jou met beide help. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ja, die Amerikaanse Departement van Landbou het hulle wêreldvraag en aanbod ramings laas week bekend gemaak. Daar het nie regtig veel verander nie van die vorige maand nie. Pryse het nie veel beweeg nie en ook in Amerika is die plantskedules van hulle mielies en sojabone bo die 5 jaar gemiddeld. Hulle pryse het gedaal of is nog in 'n daaltendens. Hier by ons skerp styging Woensdag in die pryse. Hulle gaan hierdie Vrydag heel waarskynlik hoor. En daar is nie regtig fundamentele redes daarvoor nie. Dit lyk vir my 'n klomp mense het geskrik. Onthou ons het ook einde April in die voorraad gehad en die stroopproses is laag, maar die skrik kom blykbaar van witmielies waar daar redelik graad 2 gestroop word op die oomblik, so 20%. Maar ek verstaan dit is baie maar sogenaamde watervlakke en ek weet in die verlede, die kopers was maar te lief daarvoor om hierdie mielies teen 'n laer prys aan te koop. So moet jy nie veel, ek dink kom ons kyk hoe gaan dit uitspeel. So ja, hier by ons stroopproses stadig aan die gang. Ons is nog steeds 50% stadiger as laas jaar. En ons het gepraat oor die skerp prysstygings wat Woensdag gebeur het. Ek weet nie wat gaan intussen gebeur nie. Daar is so 2,4 miljoen ton mag gestroop van die 14,6 miljoen ton. En WM23 is op die oomblik so by 20%. Dan WM1 witmielies het skerp gestyg, 130 rand per ton opgespring na 4720 toe. Geelmielies ook amper 100 rand per ton na 4220. So hier is regtig baie groot skommelinge. Die mense waarmee gepraat het sê hulle dink dit is 'n oorreaksie. Maar ek dink baie belangrik vir die wat julle nog nie julle mielies geprys het. Hierdie is regtig geleenthede teen die verwagting in. En onthou ook die tweede reël, gebruik sulke geleenthede, maar moenie al jou mielies op een slag prys nie. Dit bly 'n baie goeie strategie om dit oor tyd te prys. Want hier is nou baie onstabiliteit in die gang. Hier is wrede katte in hierdie hok wat nou rondspring. Dan sojabone, Chicago bly styg, daar het nie veel verander in die wêreldvoorrade en goed nie. Daar stadige stygtendens. Pryse het ook 100 rand per ton opgespring op een slag. En dit lyk vir my die oeskatting van 2,3 miljoen ton gaan minstens aangepas moet word na 2,4, 2,5. Ons is al heelwat met die lewerings verby dit. So Safex pryse op die oomblik hier by die 7400, dit begin stadig opwaarts neig op want die oesdruk is verby. Terwyl sonneblompryse het ook gestyg, daar was ook 'n opwaartse sprong, 3 na 9500, 9600, maar die leweringstempo het redelik afgeneem en daar is maar so 500 000 ton gelewer van die 700 000 ton. En dit lyk vir my hier kan dalk 'n verrassing kom met 'n kleiner oes en daar is baie kwaliteitsprobleme. Nou koring, nie veel gebeur nie. Desember hier bly by die 6200, 6300, naby maande is hoër om een of ander vreemde rede. Maar daar is 'n huidige invoertarief van R549 per ton in enkele sente. En dit moes al verhoog geword het na R856 per ton. Maar die staat se laksheid om dit te publiseer is natuurlik 'n dilemma, maar dit kan 'n invloed hê sodra dit gepubliseer word. Dan pekaneet, markte is ook maar onstabiel waarin hulle uitvoer, maar die pryse is redelik goed, redelik stabiel en onthou ook die wisselkoers, jy kan dit vooruitdek teen redelik goeie pryse. Ek dink jy moet dit benut. Dan die veemarkte, die pryse wat rapporteer word varieer. Ek dink dit verander van dag tot dag. En dan ook natuurlik is daar boere wat vir my het pryse in hulle streke deurgee, baie dankie. Dit gaan nou rowwe 'n paar weke wees in die beesvleisbedryf. Ek dink nie ons moet daaroor 'n debat hê nie. Das pryse het reageer opwaarts na 75, 76 rand per kilogram weens tekort aan karkasse met die voerkraal in kwarantyne. Onthou op 'n stadium gaan hierdie produkte weer terugkom in die mark binne 'n maand of wat en dan gaan die aanbod begin stabiliseer. Onthou ook die uitvoere van China toe wat terugkom in die mark maak ook 'n verskil. So ja, dit moet nou deur die stelsel werk, maar ek dink moenie daarop baken dat dit so hoog gaan bly. Dan speerkalwer pryse wat rapporteer word, wissel tussen 32 en 35.
Ek dink die feit is Karan met al sy voerkrale met 30-40 000 minder speenkalvers aankoop en die ding gaan sekerlik weier uitkring. So buite die kontantvloei probleme gaan dit ook boere dwing om hulle kalvers langer op die plaas te hou, maar ek wil weer hier sê, daar's gelukkig genoeg veiding, maar praat met deskundiges om die regte byvoeding te kry, dat jy nie oorspandeer in hierdie proses nie. Daar is dan ook heelwat maatreëls wat ons moet tref om die ding te bestuur. Werk saam asseblief, ek weet ons is baie vies, maar daar is nie ander opsies nie, ons moet vorentoe gaan. En dan onthou ook, sê tog vir almal asseblief, die vleis is veilig om te gebruik. Die wolveiling het hierdie week afgesluit met die RWS markaanwyser by so rapsie op by R178 per kilogram. Redelik goeie pryse en die hoogste prys is R202 vir 15 mikron. Dan lamvleispryse wissel redelik, so tussen R100 en R110 per kilogram afhangende watter streek dit is, maar lyk my hier rondom 110 is die meerderheid daarvan. Ons het nou nog nie gevalle van back and close gerapporteer gekry nie, maar ek dink die risiko is baie kleiner, doodgewoon omdat skape nie in 'n voerkraal saamgedruk word vir 3 maande nie. Varkvleispryse steek vas, daar gebeur nie iets nie. En so ook hoendervleispryse hier by die so 'n klein bietjie op. Daar is intussen aangekondig dat Brasiliaanse verwerkte of sogenaamde meganies ontbeende beesvleis die land kan inkom vir poloniese worsies, so dit sal 'n bietjie die druk verlig. Nou ja, sterkte, weer gesê, moenie snaakse besluite neem nie. Probeer alles in jou besigheid stabiel hou en bly koelkop. Groete van Johan Willemse.